My koning, ek wil vir U dankie sê dat ons regtig net vanoggend in U huis kan wees. Here, en ek wil dankie sê vir die voorreg wat ons het om by mekaar te kan kom. Here, as ek dink elkeen van ons se week, ja, dit was 'n kort week. Vir van ons was dit dalk lekker, vir van ons was dit dalk juis dol geweest omdat dit 'n kort week was. Maar Here, U weet hoe elkeen van ons se week gelyk het. U weet waartoe ons is, good, bad, ugly, normaal, boring, exciting. Die hele ketoet, U weet hoe ons week gelyk het en ek wil dankie sê dat U vir ons deurgedra het, dat U vir ons tot hier gebring het en dat ons die voorreg het om vanoggend in U huis te kan wees. Dankie Here dat ek hierdie diens by U voete kan neerlê. Ek is regtig opgewonde in my gees vir dit wat U wil doen. So Here, ek wy dit absoluut aan U toe. Here, en ek vra dat U beheer sal vat. Here, ek vra dat ons harte oop en ontvanklik sal wees. Ek vra dat ons denke oop sal wees, dat ons begrip oop sal wees, Here. En dat regtig net dat U vanoggend sal kom en just with the light of your understanding, Here, dat U vir ons openbaring sal bring, dat U vir ons oortuiging sal bring, Here, en dat ons sal hoor dit wat U vir ons wil sê, dit wat U vanoggend wil doen. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie dat ek die bloed oor elkeen van ons kan pleit en dat ons veilig is in U hande en veilig is binne in U hart, Here. Ek loof U daarvoor en ek prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ok, ek gaan vra, daar's my man, kan ek jou asseblief vra of jy vir my daai rooi stoel sal nader bring, asseblief. Die kruis kan dan maar vir nou net lê, of Nikkie, sal jy dalk die kruis vir ons dan net teen die muur sit of iets. Dit was een van daai goed wat ek voor die tyd vergeet het om te vra. Ek het julle gesê, dit is baie sleg vandag, né? Baie dankie. Ek waardeer. So vanoggend se diens gaan so bietjie 'n anderste formaat hê. Ek kan hom sommer die kant sit. Baie dankie Nikkie. Dit gaan so bietjie 'n anderste diens wees vanoggend en ek gaan begin om vir jou 'n storie te lees. So dis kom ek die stoel wil hê. Ons gaan storietyd hê. En wat ek regtig wil hê, ek dink ek het al 1 of 2 keer na die spesifieke storie verwys. So van julle gaan miskien hom bekend voorklink. En tegnies behoort die tieners wat hier is die storie te ken, want ons het begin van die jaar by een van ons aand het ons vir hulle die video van die storie gewys, so ons sal maar sien hoe goed onthou die tieners wat wel hier is, maar ek was JJ hulle almal, hulle kruip weg. Hulle help nog agter. Shame, so dankie, die tieners help darm, hulle is behulpsaam, né? Maar ek het eintlik die storie baie toevallig verlede jaar ontdek. Iemand het ons gebless met een van daai DVD-spelers wat jy so op die kar se, jy het mos die seat en dan jy mos die dingetjie. Tog, dit gaan 'n lang diens wees. So dan kan jy mos om bo oor dit sit en dan kan jy mos na die video kyk as jy nou 'n lang pad ry of so. Iemand het ons gebless met so 'n enetjie. En met dis eintlik nou al 2 jaar terug wat ons die DVD-speler gekry het, want dit was toe ons see toe gegaan het die Desember. En toe net voordat ons gegaan het, toe gaan ons hier by een van julle weet, mense kry hierdie SPCA thrift shops wat mense al die tweedehandse goed na toe vat en dan koop jy dit soos vir spot goedkoop. En ons is toe nou daarin, want wie het nog DVD's, dis soos 2024, 2025, wie het nog DVD's regtig of DVD-spelers wat actually werk, nee, jou laptops het nie eers meer 'n dingetjie vir dit nie. So toe is ons nou daarin ingevaar, 'n paar random DVD's gekoop vir soos R50 en ek onthou daar was weird goed ook, maar dis besides the point. Ek onthou net ons het die een DVD gevat en ek weet ek het vir my sê, okay, hier is Afrikaanse Bybelstories, dit behoort 'n pluspunt te wees. En na die tyd het ek besef dat ek het Max Lucado gevat, want ek het vir hom sê, wel Max Lucado is daarom hy's 'n alright mens, so dit behoort alright te wees, né? So het Sion nooit die video gekyk nie, en ergens verlede jaar is ek in die kombuis doenig, en ek hoor baie weird musiek, en ek kan nie regtig uitmaak nie, nou hier binne in my is kind of soos, nee, hier's iets weird, wat het hy nou hier ingedruk, want toe het hy nou al CD's daar begin indruk, so ons Dousie partykeer, en al hierdie ou CD's wat hy ook ergens uit die kas uitgegrou het, dan kom Dousie op, en dan kom Juanita op, maar hierdie, weet soos Karumba se Juanita, nog soos daai ou musiek, en nou hoor ek ewe skielik hierdie ding, en ek is net soos, wat is dit, en nou pla dit my, nou gaan kyk ek wat dit is. En met die is ek toe soos, okay, ek gaan nou saam met hom sit en ek gaan kyk en needless to say, toe raak ek heeltemal verlore in die storie, toe kyk ek meer die storie, Sion het al opgestaan en
aanbeweeg met sy lewe en ek kyk nog hierdie movie, want toe gryp hy my regtig en toe letterlik 'n paar maande later, iemand het vir Sion, ek dink dit was daai tyd toe hy ingeseën is, het iemand vir hom toe die Max Lucado boeke gekoop, maar ons het dit nog nooit gelees toe op daai stadium nie, omdat dit langer stories is. En die spesifieke een dag sit ons daar en ek is ook Sion, kies vir jou 'n storie en hy kies toe die storie en ons begin kyk en ek lees hom so ek is so Sion, maar ek is seker hierdie is jou DVD se storie. En toe kom ons nou agter ons het die storie en ons het die DVD. En needless to say, dit het toe nou een van my gunsteling stories geword, want dit is nou, even toe ek vir my ma die boek wys, so sy sê, o, jy gaan Pink en Halsey vir die mense lees. Dus ek sê, ja, want dit is een van my favorites. So ek hoop dat, as ek vandag hom vir jou gaan lees, en jy regtig die vergelyking gaan tref tussen ek en jy is Pink en Halsey en Eli is eintlik God, dan hoop ek, dan gaan hy al reeds vir jou iets beteken nog voordat ek in die boodskap gedeelte ingaan. So ek gaan vir julle 'n storie lees. Nog nooit met 'n mikrofoon 'n storie gelees nie, maar dit was die eerste keer vir alles. So daar's niks om te volg daarbo nie. So julle moet maar ieder vir die dak kyk of as jy my gesigsuitdrukking kan sien. Daarom kruip ek vir julle mense hier weg want ek sien my man trek vir my gesigte. So dan kan ek hierso wegkruip vir hom. En dan gaan ek vir julle Jy is spesiaal van Pink en Halsey lees, Max Lucado. Die Wemmels is klein houtmensies. Hulle is almal uit hout gesny deur Eli, 'n houtsnyer. Eli se werksplek is bo op 'n heuwel wat uitkyk oor die Wemmels se dorpie. Nie een van die Wemmels lyk dieselfde nie. Hierdie een het 'n groot neus, daardie een het groot oë. Party is lank en ander weer kort. Hier dra een 'n hoed, daar dra 'n ander een 'n jas, maar hulle is almal deur dieselfde houtsnyer gemaak en hulle almal bly in hierdie dorpie. En elke dag doen die Wemmels die hele dag lank dieselfde ding. Hulle gee vir mekaar plakkers. Elke Wemmel het 'n blikkie vol goue sterplakkers en 'n ander blikkie vol grys kolplakkers. Die mense loop elke dag op en af in die strate van die dorpie en plak sterre en kolle op mekaar. Die mooi Wemmels met die gladde hout en die pragtige verf kry al die sterre en hulle kry altyd sterre. Maar wanneer die hout bietjie grof is en die verf afdop, dan kry daardie Wemmel 'n kol. Die Wemmels wat oulike dinge kan doen, kry ook sterre. Party kan groot stokke hoog bo hulle kop oplig of oor hoë bokse spring. Nog ander ken groot woorde of hulle kan mooi liedjies sing. Maar almal gee vir hulle sterre. Party Wemmels is van kop tot tone vol sterre. En elke keer wanneer hulle 'n ster kry, dan voel dit sommer baie lekker. Dan wil hulle sommer gou nog iets doen om weer 'n ster te kry en weer 'n ster te kry en weer 'n ster te kry. Maar daar is ander Wemmels wat nie sulke oulike goed kan doen nie en hulle kry kolle. Pink en Halsey is een van hulle. Hy probeer om so hoog soos die ander Wemmels te spring, maar hy val elke keer. Sodra hy val, staan die ander nader om kolle op hom te plak. Partykeer word sy hout gekrap wanneer hy val en dan gee die ander vir hom nog kolle net omdat hy geval het. En wanneer hy dan wil verduidelik waarom hy geval het, sê hy iets doms en dan kry hy net nog meer kolle. Pink en Halsey het nou al so baie kolle dat hy nie eers meer buitentoe wil gaan nie. Hy is bang hy doen iets doms, soos om sy hoed te vergeet of in water te trap, want dan gaan die mense vir hom nog kolle gee. Om die waarheid te sê, hy het nou al so baie kolle dat mense sommer sonder rede nog kolle op hom plak. Hy verdien al daardie kolle, stem al die houtmense saam, want hy is nie 'n goeie houtmens nie. Pink en Halsey begin hulle nou al glo. Ek is 'n slegte Wemmel, sê hy. Die paar keer wanneer hy dit wel waag om buitentoe te gaan, dan staan hy maar by die ander Wemmels wat ook baie kolle het, want by hulle voel hy darm beter. Op 'n dag ontmoet Pink en Halsey 'n Wemmel wat anders is as al die ander. Sy het nie 'n enkele kol of ster nie. Sy is net van hout en haar naam is Lolla. Dis nie dat mense nie probeer om vir Lolla plakkers te gee nie, die plakkers wil net nie aan haar vasplak nie. Party Wemmels kom gee vir haar 'n ster want hulle bewonder haar omdat sy geen kolle het nie, maar die ster val ook elke keer af. Ander Wemmels dink weer hulle is beter as Lolla omdat sy dan geen sterre het nie en gee daarom vir haar 'n kol, maar die kolle wil ook nie vasplak nie. Dit is hoe ek wil wees, dink Pink en Halsey. Ek wil nie iemand anders se merke hê nie.
Daarom vra hy toe vir hierdie wemmel sonder die plakkers hoe sy dit reg kry. Dis maklik, sê Lolla. Ek gaan kuier elke dag by Eli. Eli? Ja, Eli die houtsnyer. Ek gaan sit partykeer daar in sy werksplek by hom. Maar hoekom? Hoekom gaan kyk jy nie self nie? Stap op met die heuwel, hy is daarbo. En daarmee draai die wemmel sonder die plakkers om en sy huppel weg. Maar sal hy my ooit wil sien, roep Pinkenolsie agterna. Lolla hoor hom nie. Nou gaan Pinkenolsie maar huis toe. Hy sit naby 'n venster en hy kyk hoe die houtmense sommer so heen en weer hardloop en vir mekaar sterre en kolle gee. Dis mos nie reg nie, fluister hy, en hy besluit om maar na Eli toe te gaan. Pinkenolsie loop al met die smal paadjie langs tot bo op die heuwel. Hy stap die groot werksplek binne. Sy houtoogies rek wyd oop wanneer hy sien hoe groot alles is, want die stoel is net so hoog soos Pinkenolsie. Hy moet op die punte van sy tone staan om die bokant van die werkstafel te sien. Die hamer is net so lank soos sy arm. Pinkenolsie sluk swaar. Ek bly nie hier nie, sê hy, en hy draai om te loop. Maar dan hoor hy sy naam. Pinkenolsie? Die stem is diep en sterk. Pinkenolsie gaan staan sommer stil. Pinkenolsie, dis lekker om jou te sien. Kom nader sodat ek bietjie na jou kan kyk. Pinkenolsie draai stadig om en hy kyk na die groot man met die dik baard wat wemmels maak. Ken jy dan my naam? Vra die klein wemmel. Natuurlik, ek het jou dan uit hout gesny. Eli buig af, hy tel vir Pinkenolsie op en hy sit hom op die werkstafel neer. Sê die skepper in gedagte, terwyl hy na al die grys kolle kyk. Dit lyk of jy 'n paar lelike merke gekry het. Dit was nie aspres nie, Eli, ek het regtig hard probeer. O, jy hoef nie sleg te voel nie, my kind. Ek gee nie om wat die ander wemmels dink nie. Regtig? Ja, en dit behoort jou ook nie te pla nie. Hoe kan hulle vir iemand anders sterre of kolle gee? Hulle is dan wemmels, net soos jy. Dit maak nie saak wat hulle dink nie, Pinkenolsie. Al wat saak maak, is wat ek dink. En ek dink jy is baie spesiaal. Pinkenolsie lag. Ek spesiaal? Hoekom? Ek kan nie vinnig loop nie, ek kan nie spring nie, my verf dop af. Hoekom gee jy vir my om? Eli kyk na Pinkenolsie, sit sy hande op die klein houtskouertjies en sê baie stadig, want jy is myne. Dit is hoekom ek vir jou omgee. Niemand het nog ooit so na Pinkenolsie gekyk nie, wat nog te sê van sy skepper, en Pinkenolsie weet nie wat om te sê nie. Elke dag hoop ek dat jy hierheen sal kom, verduidelik Eli. Ek het gekom omdat ek iemand sonder merke ontmoet het, sê Pinkenolsie. Ek weet, sy het my van jou vertel. Maar hoekom plak die plakkers nie aan haar vas nie, wil Pinkenolsie weet. En die skepper sê sag, want sy het besluit dat wat ek dink belangriker is as wat ander dink. Sien die plakkers plak net vas as jy dit toelaat. Ekskuus, vra Pinkenolsie verbaas. Die plakkers plak net vas wanneer dit vir jou saak maak. Hoe meer jy glo dat ek jou liefhet, hoe minder maak hulle plakkers saak, verduidelik Eli. Maar ek is nie seker ek verstaan reg nie. Eli glimlag en sê, jy sal nog, jy het net 'n bietjie tyd nodig, want jy het baie merke. Vereers moet jy net elke dag hier na my toe kom, sodat ek vir jou kan vertel hoe baie ek vir jou omgee. Eli tel Pinkenolsie van die tafel af en sit hom op die grond neer. Onthou, sê Eli terwyl die wemmel by die deur uitstap, jy is spesiaal omdat ek jou gemaak het en ek maak nie foute nie. Pinkenolsie hou aan met loop, maar in sy hart dink hy, ek dink hy bedoel dit regtig. En op daardie oomblik val sy eerste kol na die grond toe. Die einde. Dit is 'n mooi storie, né? En toe ek voorberei het en in die week en hoe die Here regtig net gewerk het, toe is dit oombliklik asof hierdie storie net in my hart opkom en toe weet ek, dis wat ek vanoggend met julle moet share. Want my vraag aan jou vanoggend is, sommer hier reg aan die begin, direk na Pinkenolsie, is voel jy spesiaal? Jy wat hier sit, voel jy spesiaal? Hier en nou, waar jy jouself bevind, fisies, geestelik, emosioneel, voel jy regtig spesiaal?
As jy nie seker is nie, dan sê Merriam-Webster spesiaal is die volgende: special describes something not ordinary, something unique or better than usual, often implying exceptional quality, specific purpose or high value. So ek vra weer vir jou, gebaseerd op die definisie, waar jy vanoggend sit, voel jy spesiaal? Voel jy soos wat die definisie sê, as if there is something not ordinary about you, as if you are unique, as if you are better than usual, as if you have exceptional quality, specific purpose or high value. Regtig erg. Nie net wat jou eerste antwoord is nie. Want ek dink as ons eerlik is, dan bevind baie van ons onsself in Pink en Olsie se skoene. Baie van ons sit op 'n plek en ons soek mense en ons soek sisteme se aanvaarding, ons soek hulle well done, ons soek hulle goue plakkers en hulle sterretjies, hulle applause as ons iets reg gedoen het. Net, hulle hoef nie eers te applause nie, hulle moet net raak sien. Nee, hulle moet net sien. Hulle hoef my nie eers geluk te wens, hulle hoef nie eers vir my sticker te sê nie, hulle moet my net sien. I don't want to go by unnoticed, maar meeste van die tyd word ons eerder gekonfronteer met daai grys plakkers. Meeste van die tyd word ons gekonfronteer met dit wat ons verkeerd doen, met dit wat ons nie goed genoeg doen nie, met dit wat ons voel, maar ek is nie so nie, of ek kan nie dit nie, of ek kan nie dat nie. En as ons eerlik is met mekaar, sal ons besef dat die meerderheid van die tyd, baie van ons nie spesiaal voel nie. Want daar is soveel goed wat op ons geplak is. Van dit het ons dalk self aangetrek ook, ons het nie eers ander mense nodig gehad om die plakkers te kom plak nie. Ander mense gee vir ons 'n sterretjie en ons trek hom af en ons plak 'n kol in sy plek. Want ons voel nie goed genoeg nie, al sê hulle ons is goed genoeg. Dan trek ons dit af en ons trek dit self aan. Jy kyk in die spieël en as jy die keuse gehad het, dan sou jy nie vir jouself 'n goue sterretjie gegee het nie, maar eerder daai swart kolle, want in jou kop is daar 'n spesifieke prentjie, 'n spesifieke verwagting, 'n spesifieke kriteria van wie en wat as spesiaal geklassifiseer moet wees. En quite frankly, you don't measure up. As jy vir jouself in die spieël kyk, you don't measure up. Of dit voel nie asof jy doen nie, en hoekom nie? En ek dink as ek eerlik is, dan kan ek hier staan en ek kan julle besig hou tot volgende week, want soos wat Sion sê, daar's 'n triljoen 100.000 redes. Hoekom ek en jy nie spesiaal kan voel nie? Hoekom ek en jy minderwaardig voel, hoekom ons voel asof ons kolle verdien en nie plakkers nie, of enige dag van jou lewe for that matter, en ek gaan 'n paar noem, en miskien is joune tussen dit vanoggend, en miskien is joune nie noodwendig tussen dit nie, maar alreeds toe ek die storie begin lees het, en jy gehoor het van plakkers en kolle, het jy presies geweet wat die kolle is wat op jou hart is, en wat op jou lewe is, nog voordat ek eers voorbeelde genoem het. Sien, ons voel nie spesiaal nie, want in die wêreld se oë is ek en jy nie spesiaal nie. In die wêreld se oë is ons anders. Never mind the fact wat hulle verwag en wat hulle doen en wat hulle dink spesiaal is. Ek en jy is anders. En die woord van God sê, omdat julle anders is, omdat julle my dien, gaan die wêreld jou haat, hulle gaan fout vind met jou. Jy gaan die weird een wees. Jy gaan die een wees wat onder 'n vergrootglas dopgehou word, want jy volg vir Jesus, maar nou het jy geval en nou kry ons so lekker om jou uit te haal. Maar in ander opsigte is ons nie spesiaal in hulle oë nie, want jy verdien dalk nie die groot salaris nie, of jy beklee nie die groot fancy posisie nie, jy het nie die regte tipe werk nie. Want sekere werke is mos meer honorable in die wêreld se oë as ander werke. Jy doen maar net admin, of jy werk maar net aan 'n kar, of jy pak dalk net sakkies by Spar. Jy is nie 'n dokter of 'n prokureur of een van daai's nie. Nou voel jy nie waardig nie, want ek pak net sakkies, ek red nie lewens op 'n teatertafel nie. Wie het al ooit gesê die een is belangriker as die ander een? Het al ooit gesê die een is meer spesiaal as die ander een? Die wêreld sê is nie spesiaal nie, want jy lyk nie soos hulle nie, jy pas nie in die nommer 2 rokkie nie, jy's nie fiks en aktief en sprankelend nie, jou vel is nie flawless nie, jy sukkel dalk met jou vel, jou tande is skeef of geel, jou hare is droog of dun of swak, jy dra ook nie die fancyste klere nie, jy shop by Pep stores of dra hand-me-downs. Ek love a hand-me-down. En Pep Store se klere is deesdae heel shanana. Partykeer is dit mooier as Edgerson. Maar wat sê die wêreld? Hierdie rokkie is forever new. Of hierdie ene was nou 'n hand-me-down, of hierdie een het ek R5 by die SPCA se winkel voorbetaal.
wie het gesê dit maak saak? Hoekom maak dit saak in die eerste plek? Hoekom maak dit saak, ouens? Jy het nie die regte geleerdheid nie. Sien, daar's hierdie leuen in die wêreld van ouma, jy het nie eers skool klaar gemaak nie, jy het nie die geleentheid gehad om skool toe te gaan nie, wat nog te sê van universiteit toe gaan, en mense wat nie universiteit toe gaan, die word mos nooit niks nie, hulle is van niks waarde nie, net mense wat 'n graad ergens op 'n muur met stof op agter hulle naam het, net hulle is waardig van iets, net hulle word iets. Wie sê so? Wie het dit bepaal? Wie het gesê jou waarde is daarin gesit? Mense sal sê, daar's niks belangriks of groot of slims agter jou naam nie, so jou naam beteken niks nie. Dis wat die wêreld vir my en jou sê. Jy ry nie die regte, of die grootste, of die duurste, of die vinnigste kar nie. Vandag is dit miskien 'n prestasie om die goedkoopste op souskar te ry. Nie noodwendig die mooiste een nie, want die mooiste een is nie noodwendig goedkoop op sous nie. Maar ons ry rond en ons dink, jene, my kar val uit mekaar uit, of die onderkant is geroes, of hierdie ding werk nie, of daardie ding werk nie, en sjoe, daai uitnaal sy 5de nuwe kar gekry. So they must be doing something right, and I must be doing something wrong. Ons vergelyk, ons kyk na hierdie goed, maak nie saak wie of wat jy is nie. Jy kyk dalk en jy dink jou huis is nie in die regte plek nie, jy bly aan die verkeerde kant van die treinspoor en alles val uit mekaar uit, want jy het ook nie geld vir instandhouding nie, jy het skaars genoeg geld in jou rekening vir 'n brood, nou moet jy nog 'n tuindienste betaal, of jy moet 'n dak verf, of jy moet hierdie doen, of jy moet daardie doen. Jy moet staatshospitaal toe gaan, want jy het nie medies en die wêreld sê vir jou, jy is waardeloos as gevolg daarvan. Ek dink dit was apart van toe ek met Elias begin van die jaar wat ons regtig met sy operasies en al daai goed wat ons daar gaan sit het, obviously is daar absolute frustrasie as jy in daai rye en rye gaan sit die hele dag lank. Enigiemand wat al ooit daar gaan sit het, jy weet hoe lank sit jy daar. En jy weet hoe frustrerend is dit daar. En almal wat daar sit is gefrustreerd. En die een is meer gefrustreerd as die volgende een. En die een blameer die regering en die een blameer die hierdie en die een blameer die daardie. Maar frustrasie loop oor. Maar ek wil vir jou sê, apart van frustrasie en woede, een van die grootste goed wat ek daar ervaar het terwyl ek tussen my mense was minderwaardigheid en skaamte. Nie omdat ek gedink het hulle is minderwaardig nie, maar as hulle daar sit, dan voel hulle ek is minderwaardig omdat ek hier moet sit. Ek kry skaam want ek moet hier sit. Ek kan nie na 'n privaat dokter toe gaan nie, ek moet hier sit vir 'n dag lank. Ek dink dit was een van my mooiste blessings, daai eerste dag wat ek en Elias daar gesit het, glad niks beplan het nie, glad nie geweet het hoe dit gaan wees nie, en toe was daar mense gewees wat kom piesangs en waters uitdeel, en toe dink ek, hoe amazing is hierdie mense, om regtig net, want hulle besef, almal sit al hier van 5:00 vanoggend tot 3:00 vanmiddag, so kom ons gaan deel 12:00 vir hulle piesang uit, want hulle word honger, en jy kan nie opstaan nie, want dan verloor jy jou plek, so jy moet nie wag. Maar die plek loop oor van gebrokenheid en van minderwaardigheid en van skaamte, want daar's 'n stigma wat sê, as jy staatshospitaal toe gaan, is jy minderwaardig as iemand wat na 'n privaat hospitaal toe gaan. What went wrong with the world? What went wrong with the world, ouens? Jy voel jy is nie populêr genoeg nie, jy het nie baie vriende nie, jy het nie besige sosiale lewe, of wat ook al nie, jy is die eerste een wat genooi word nie, jy is dalk die nagedagtenis na die derde persoon gekanseleer het. En jy voel, okay, hulle wil my nie eintlik daai nie, want as hulle my daar wou hê, hulle my eerste genooi het. I wouldn't have been the third choice, hoe ook al dit mag wees. I don't tick all the boxes that society made me believe I have to tick if I want to be of any worth. En ewe skielik voel ons asof ons net kolle verdien, want kyk hoe lyk my lewe. En so kan ek aangaan met die lys en voorbeelde, en so nodig soos wat ek en jy baie van hierdie goed mag hê, soos 'n werk, of kos op die tafel, of 'n kar om van punt A tot B te kom, of mediese fonds, of 'n hospitaal om medikasie of behandeling te kry, is die hartseer ding dat ek en jy ons waarde koppel aan aardse goed wat die woord van God sê deur motte en roes verniel word. En die ergste is dis nie dat ons geldwaarde daaraan koppel, of ons huiswaarde daaraan koppel, of iets tydeliks nie, ons koppel ons inherente menslike waarde aan hierdie goed wat verniel word en wat roes. En ouens, dis hartverskeurend, ek dink,
Ons Vader wat in die hemel sit, hy sit daar soos wat Eli daar sit en hy wag vir sy kinders om na hom toe te kom en te sê, ek weet jy het hierdie goed nodig, ek weet dit is deel van die lewe, ek weet ek verstaan, maar my kind, dit bepaal nie jou waarde nie. Jou waarde word nie bepaal aan die uiterlike nie en ek dink as ek en jy net sal besef dat ons soveel meer werd is as aardse goed. Wat die wêreld sê en wat die wêreld verwag, of wat die influencer sê, hierdie is ideaal, of jy moet hier, of jy moet dit, of jy moet dat. Dit is absoluut niks fout daarmee om 'n broodjie te eet vir aandete nie. Ewenal is hy droog. En ek weet dis baie van ons realiteit, maar ons dink dan omdat ek 'n droë stukkie brood eet, wat ander mense dalk op die ashoop gooi, want is die laaste snytjie in die brood, dan's ek ook maar net werd vir die ashoop, want ek het nie elke aand die rys, vleis, groente, pudding, hierdie, daardie, dit, dat nie. Of ek vir die minute steak braai toe en nie die matured steak nie, whatever. Ouens, waar het dit verkeerd gegaan? Ek dink nie eers ons weet nie, maar as ons dit hardop begin sê, dan besef ons hoeveel goed verkeerd is met die wêreld. Stem julle met my saam? Maar sien, dan kom dit 'n bietjie nader en dit raak dalk 'n bietjie meer persoonlik, want apart van die wêreld se oë is baie van ons realiteit dat ons nie spesiaal voel nie, omdat die mense wie veronderstel was om ons in ons waarde te anker en ons bloot te stel aan die waarheid van God se woord en ons eintlike waarde, hulle wie ons spesiaal moes laat voel het, ons gedrap het. En daar kan ek en jy dalk almal ons hande opsteek, waar miskien 'n ouer of 'n boetie of 'n sussie, jou pa, jou ma, daar was verwerping gewees want jy was nie goed genoeg nie, daar was uitlatings soos ons moes jou nooit gehaat het nie, of jy was 'n oepsie, of jy was hierdie, of jy was 'n daardie, en jy word sleg gesê, of daar's mense wat fisies sal sê, weet jy wat, ek het eintlik probeer om jou te aborteer, maar dit het ongelukkig nie gewerk nie. Ek weet van sulke mense. Die einste mense wat vir jou waarde moes gegee het, is die mense wat dit van jou weggevat het. Is die mense wat jou nooit daaraan blootgestel het nie. Is die mense wat kom en hulle sê dat jy is die oorsprong van al hulle probleme. Jy is nie goed genoeg nie, jy is nie mooi genoeg nie, jy is nie maar genoeg nie, jy is nie slim genoeg nie. Jy word vergelyk met 'n boetie of 'n sussie of 'n niggie of 'n neefie, of erger nog, die maatjie wat by jou kom kuier het. Kan jy nie maar net soos hulle wees nie? Die mense wat veronderstel was om te sê, jy hoef nie soos enigiemand anders te wees nie, want jy is kosbaar en waardevol. Hoekom is jy nie soos daai een nie? Hoekom lyk jy nie soos daai een nie? Die persoon wie jou die liefste moes hê, wat moes sê, ek is lief vir jou, wat moes sê, jy's kosbaar, jy's waardevol, dood eenvoudig, omdat jy bestaan. Voordat jy enigiets gedoen het, voordat jy enigiets bereik het, the fact that you are here, jy's kosbaar, jy's waardevol, daar's niks en niemand soos jy nie, daardie persoon is die een wat uitgeloop het en hulle rug op jou gedraai het. Wat jy nooit weer gesien het nie, wat jou kritiseer het, konstant fout gevind het, en maak nie saak hoe hard jy probeer het nie, jy het net nooit niks kon reg doen nie. Jy's sleg, jy's niks werd, hulle het jou verwyd, hulle het nooit vir jou gesê dat hulle vir jou lief is, of dat hulle actually op jou trots is nie. Never ever. Miskien is dit 'n oupa of 'n ouma wat met dit wat hulle sê, hoe hulle reageer, hoe hulle jou hanteer, daardie snedige opmerkings of ongevraagde aanmerkings en grappies wat hulle maak wat jou soos niks laat voel, amper asof dit in elk geval beter sou wees as jy nie hier was nie as wat jy hier is, of dalk sit 'n niggie of 'n neefie of 'n boetie of 'n sussie. Jy weet wie wat waar en jy hoor dit selfs nou soos wat ek dit oplees. In daai einste stem wat dit vir jou gesê het. Weereens, ek kan aangaan, hulle, wie jou die spesiaalste moes laat voel het jou die slegste oor jouself laat voel, jou die meeste seer gemaak, jou die meeste afgekraak, en dalk nie eers once in a blue moon nie. Maybe it was your daily 24/7 reality, where you were just not good enough. Miskien is dit jou man of jou vrou, but you just never feel good enough vir jou man of jou vrou. Maak nie saak hoe hard jy probeer nie, hy of sy vind fout met jou. Jy loop deur onder oordeel, onder kritiek, hulle vergelyk jou met Piet of Jan of San se man of vrou, en hoekom kan jy nie soos sy wees of soos hy wees nie? En jy dink, maar hier is die persoon wat sê, ek wil een word met jou, maar nou het jy so baie issues met my, so, hoe nou? Hoekom wil jy dan een word met my as ek so baie issues het? Nee? En hulle vind fout met jou, hulle sê dalk vir jou, nee, jy, daai vrou verdien meer geld as jy, en jy bly net heeldag by die huis.
as jy huismamma is. Jy bly net heeldag by die huis, daai vrou bring daarmee inkomste in. Daar's mense wat sulke goed sê, ouens, dis die realiteit. Of hulle sê dalk sy het 5 kinders, kyk hoe lyk haar lyf, jy het nie eers kinders, wat jou verskoning. Dit klink hard en dit klink lelik, maar dis die reine waarheid. Daar's mense wat sulke uitlatings maak, mans, jy werk dalk jou rug en jou vingers flenters, tog word jy uitgeskel as die een wat nie goed genoeg voorsien nie, wat nie die naam man werd is nie, want jy voorsien nie genoeg nie, al het jy al 100 keer jou CV uitgestuur. Werk jy oortyd, is dit nie goed genoeg nie. Werk jy minder, is dit nie goed genoeg nie. Jy kan net nie wen nie, alles is verkeerd. Maak jy skoon, is dit nie skoon genoeg nie. Maak jy nie skoon nie, is jy sleg. Jy kan net nie wen nie. Hoekom kan jy nie wees soos die eense man of daai eense man of daai eense man? Hoekom kan jy nie meer goddelik wees of meer bid soos wat daai ene bid nie? Ons raak partykeer self spiritual oor sulke tipe van goed. En die aantuigings kom ongevoeligheid, onsensitiwiteit, kritiek, selfsugtigheid van jou huweliksmaat af, of weer eens daai persoon wat jy moet opbou, moet versterk, moet aanvul, wat jou die meeste afkraak, jou die meeste sleg maak, jou die minste help en ondersteun. Soms doen kinders dit met hulle ouers, jong en oud. Hulle hanteer hulle ouers so, hulle sê hulle ouers so sleg. Die ouers kan net niks reg doen in die kinders se oë nie. En die ouers, die kinders vloek en skel en kritiseer en maak sleg dit wat die ouers doen, en op die einde van die dag vergelyk hulle selfs ook weer eens materialistiese goed, die karre en die huise en die vakansies en die speelgoed van hulle maatjies met hulle sin, en it just never measures up, of die kind maak dit ergens eventually, maar nou is hulle te goed vir die ouers, because I made it, sonder jou hulp. Nou raak hulle te goed vir hulle ouers, hulle kry skaam vir hulle ouers. Ek het ook nou die graad agter my naam, my ouers het nie eers matriek nie, so hoe kan ek my geleerde ander graadmaatjies by hulle aan huis bring? Daar's kinders wat dit doen, ouens, daar's dalk van julle wat hier sit, wat jou kinders hanteer jou so, of daai fancy skool, maar stop net asseblief om die draai, laat die mense nie sien die kar sukkel nie. Terwyl jy nie besef dat die rede hoekom jou ouers met daai kar sukkel, is sodat hulle die premie van die skool kan bekostig nie. Hulle kan maklik 'n fancier kar koop, maar dan moet jy nou aan 'n skool toe gaan. Maar stop net daar, moet my net nie soen nie, laat die mense net nie weet, jy's my ouer nie. En ek praat nie nou van die tipiese tiener groot word nie. Nee, dis wat ek sê, terwyl Sion klein is en hy soen my kom wherever hy my wil soen, want ek weet eendag gaan hy te cool word vir dit. En dan sal ek hom as prins nog 'n keer sien, net om as prins te wees. Groot bek, nee? Groot bek. Ek gaan eintlik stilletjies in die kar klim en huil en verstoom jou boys en sê, "Ja, mamma, dis nie." Ken myself. Maar die realiteit is, daar is 'n mate van attitude wat kom as jou kinders tieners bereik. Ek weet, want ek was ook daar. Ek het nog nie 'n tiener nie, maar ek was 'n tiener. Maar daar's 'n verskil en ouers, ek dink jy stem met my saam, tussen 'n tipiese tiener en tussen 'n kind wat vir jou skaam kry. Regtig erg vir jou skaam kry, and they make you know about it too. Hulle steek dit nie weg nie, hulle is hardop daaroor. En weer eens kan ek aangaan met die lys van hulle wat die naaste aan ons is. Dis waar wat hulle sê, hulle wat die naaste aan jou is, maak jou die seerste. Nee? Want jy verwag dit nie van hulle nie. En ja, dis waar, soos wat hulle sê, ons leer altyd vir almal hurt people, want die realiteit is, hierdie persoon praat so met jou, want iemand het so met hulle gepraat en hulle het nog nie geheel nie. I get that, en ek verstaan dit, en die meerderheid van ons intensies is nie noodwendig om hulle vir wie ons lief is seer te maak nie. Ek dink as die meeste van ons huis toe gaan, en sê ons, ek wil nie hulle seer maak nie. Ek wil nie lelik wees nie, ek wil nie sarkasties wees nie, ek wil nie op en aanmerkings maak nie. And sometimes we make mistakes, en ons val ook, en ons trap ook, partykeer is ons aan die ontvangkant, en partykeer is ons aan die uitdeelkant. I get that. Ek was ook al daar, wat ek ook moes sê, maar wat ek vir jou wil sê, en wat ek jou eintlik fisies wil vermaan vandag om te doen, is maak seker jy is nie konstant aan die uitdeelkant daarvan nie. Daar's 'n verskil tussen jy het 'n slegte dag, en jy sê of doen iets wat jy nie moes nie, en jy gaan terug en jy sê jammer, en tussen dis jou ingesteldheid. Daar's 'n baie groot verskil tussen die twee, tussen ek maak 'n fout en ek gee net glad nie om wat ek aan die mense om my doen. En as jy besef dat jy daardie ouer, of oupa, of ouma, of man, of vrou of kind is, wat besig is om die waarde van jou kind, of jou vrou of man, of wie ook al te steel, en aan te val, en weg te vat, dan wil ek vir jou sê, maak dit reg.
Moenie 'n instrument in die vyand se hand wees nie, want dit is wat jy is, as dit die tipe persoon is wat jy is. Nou ek praat nou van iemand wat konstant en doelbewus is, nie iemand wat 'n fout maak nie. Moenie toelaat dat die vyand jou gebruik om iemand anders te laat twyfel aan hulle waarde en hulle identiteit nie. Sit 'n wag voor jou mond, dink voordat jy praat, bely en sê jammer as jy verkeerd is, ouens. Ek weet dit is nie maklik of lekker nie, maar dis wat die verskil maak, is bely en sê jammer waar jy verkeerd is. Niks justify ooit as jy iemand anders verkleineer en verkleinerend in jou optrede en uitsprake teenoor hulle is nie. En ek dink as jy genoeg keer aan die ontvangkant daarvan was, sal jy verstaan van waar af ek kom en hoekom ek so sterk daaroor voel. Vra die Here om dit vir jou te wys. Moenie sit en sê, ag nee, ek doen nooit niks verkeerd, almal is altyd net lelik met my nie. Here, waar is ek lelik met ander? Here, waar breek ek iemand se karakter af? Here, waar steel ek hulle waarde, eerder as nie, maar dis altyd net ek victim mentality. Wees eerlik en vra die Here, het die guts om te sê, Here, kom deel met my, want ek besef ek was lelik en ek wil nie wees nie. As wat jy net aangaan en daar's 'n hele slagveld. Ek weet nie maar die woord is wat ek wou gehad het nie, maar slagveld agter jou. So ons het so ver die wêreld, ons het ons naaste mense en dan natuurlik is daar die vyand self ook, wat met al daardie beskuldigings kom, daai not so subtle reminders en alles wat ek al verkeerd gedoen het in my lewe, en jy sit hier en jy dink, maar kyk na my lewe, Here, kyk na die sondes waarmee ek sukkel, kyk na my track record, kyk na alles waarmee ek aangejaag het, al die foute wat ek gemaak het, en die vyand gooi dan nie in die mix, en hy kom sê vir jou, ja, kyk hoe lyk jou lewe, kyk na jou verlede, kyk selfs na jou hede, never mind jou verlede, jy sukkel nou nog met daai ding, jy sak. En hy kom so subtiel en hy kom in elke liewe gedagte en hy sê, dit maak nie saak wat die wêreld eers sê nie, dit maak nie saak wat die mense sê nie, kyk wat het jy gedoen of kyk wat het jy nie gedoen nie, geen wonder jy voel soos wat jy voel nie. Denk jy regtig jy is spesiaal of erger nog, denk jy regtig God sal iets met jou te doen wil hê, kyk hoe lyk jy. Kyk hoe jy aangejaag. Kyk wat's jou track record en jou slagveld. Denk jy regtig God gaan met jou iets wil doen? En ek dink dit is presies wat Pinkenolsie gesê het, maar sal hy my ooit wil sien? Want kyk hoe lyk ek. En die wêreld sê, en die mense sê, en as ek in die spieël kyk, en dan kom die vyand hier, en warra, en sal hy my ooit wil sien? What's the use of going, want ek wil ook nie al die pad in hierdie berg oploop, aan die deur klop en hy sê net nee, ekskuus en maak die deur toe, want hier's te veel kolle op my nie. So nou gaan ek eerder net nie. Ek gaan eerder wegbly en ek dink dis my gunsteling deel in die storie en ek parafraseer hom en ek som hom so 'n bietjie op waar Eli dan sê, maar Pinkenolsie, dis lekker om jou te sien. En hier staan Pinkenolsie en hy dink, wow, dis so groot, en kyk hoe lyk hierdie tools, en kyk hoe lyk dit, en dis Eli, en hy het my gemaak, en kyk hoeveel kolle is ek, en ag nee, en hy sê, oh, jy's hier. Jy's hier, ek wag elke dag dat jy na my toe sal kom. En uiteindelik het jy na my toe gekom, en al wat saak maak is wat ek dink. Al wat saak maak is dat ek bly is, en ek dink jy is spesiaal, want jy is myne, en jy het na my toe gekom, en ek het jou gemaak, en ek maak nie foute nie. En net omdat jy foute gemaak het, beteken dit nie, jy het 'n fout geword nie. Ek maak nie foute nie, sê Eli, en ek hoop elke dag jy sal kom. Elke liewe dag, en ek wil vir julle lees, amper gooi ek my water uit, ek wil vir julle lees Jesaja 43 vers 1 tot 7, hy gaan op die bord ook wees. Jesaja 43 vers 1 tot 7, in die Afrikaans 20 sê, maar nou so sê die Here jou skepper, né? Onthou Eli was die skepper. So sê die Here jou skepper Jakob, die een wat jou gevorm het Israel, moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep, aan my behoort jy. As jy deur water moet gaan, ek is by jou, of deur riviere, hulle sal jou nie oorspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, jy sal nie geskreeu word nie, en die vlam sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou verlosser. Ek gee Egipte as jou losprys, Kus en Seba gee ek in jou plek, omdat jy kosbaar is in my oë, omdat jy geëer is in my oë, omdat ek die een is wat
ek jou lief het, gee ek mense in jou plek en volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Uit die ooste bring ek jou nageslag, uit die weste maak ek jou bymekaar. Ek sê vir die noorde gee en vir die suide moenie gevange hou nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af, want elkeen wat na my naam genoem is, tot my eer het ek hom geskep, hom gevorm, ja, hom gemaak. Wat 'n profound skrif is dit nie? En ek kan nie help dit as hy daar sê, ek gee mense in jou plek, dan dink ek, die grootste mens wat in my plek gegee is, Jesus Christus. Hoe kosbaar moet ek dan nie vir God wees, as hy gesê het, ek gee nie net enige mens, ek gee nie sommer net 'n wemmel nie. Ek gee my seun in jou plek, sodat my seun in jou plek kan sterf. Sodat my seun jou na my toe kan bring, want ek wag elke dag dat jy na my toe kom, maar alles wat gebeur het en die sondeval en het verhoed dat jy na my toe kan kom, so ek gee my seun in jou plek, sodat jy na my toe kan kom, sodat jy kan ontdek wie jy is. Dat jy kan ontdek dat ek jou geskep het, dat ek vir jou lief is, met ander woorde, jy is spesiaal, want God het jou gevorm, hy het jou geskep, hy het jou op jou naam geroep, aan hom behoort jy. Jy is kosbaar in sy oë, jy is geëer, omdat hy die een is wat jou lief het, hy het jou na sy naam genoem en jou tot sy eer geskep. Hoe amazing is dit, dan gaan ons Nuwe Testament toe, 1 Petrus 2, vers 9 tot 10, hy is ook op die bord, 1 Petrus 2, vers 9 tot 10, en hy sê die volgende, julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Julle wat nie eers 'n volk was nie, maar nou volk van God is, wat nie eers ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. En van die Engelse vertaling sê in die Amplified, you are a chosen race, you are a royal priesthood, you are a consecrated nation, you are a special people for God's own possession. Dis die woord van God, dis nie ek wat so sê nie. Dis die woord van God wat so sê. You are a special people. Die CEV sê, you are God's chosen and special people. You're a group of royal priests and a holy nation. God has brought you out of the darkness into his marvelous light. Now you must tell all the wonderful things he has done. The scriptures say, once you were a nobody, but now you are God's people. At one time, no one had mercy on you, but now God has treated you with kindness. Wow, jy was niks, maar God. En jy is nou kosbaar, jy is uitverkies, jy is spesiaal, nie net omdat hy jou gevorm het nie, maar omdat hy 'n prys vir jou betaal het en jou 'n uitverkore deel van 'n uitverkore volk gemaak het. Hoe profound is dit nie om te dink dat die skepper van die heelal, met respek gesê, nie net 'n houtwerker in 'n storieboek wat met hout werk, en oom Andrew oom het met hout gewerk, oom weet die moeite en die tyd en die effort wat ingaan daarin, maar hier kry ons dis nie net 'n houtwerker wat dit doen nie, dis die skepper van die heelal wat die hemel en die aarde geskep het, elke moontlike ster, wat hulle nou nog sê dat die universe is still busy creating, hy het nog nooit opgehou om te skep, ons God wat ons dien nie, en hy sê, maar jy is vir my spesiaal, jy is vir my kosbaar, en ek het my seun vir jou gegee, want ek het vir jou 'n doel, onthou hulle special se definisie, as jy nou nog nie special voel nie, dan moet ek werk aan my oordrag van my boodskap, aan my presentation, ouens. Want dis die waarheid van God se woord, die Message vertaling sê, he made a night and day difference for you, he made you from nothing to something, from rejected to accepted. Dis wat Jesus vir my en jou aan die kruis gedoen het, ouens. Met respek gesê, dit gaan nie net oor eendag hemel toe gaan nie. Wonderlik om eendag hemel toe te gaan. It's about here and now realizing who I am in Christ because of the price he paid for me. En as ek dit hier kan snap, dis wanneer my lewe transformeer. Nie eendag wanneer ek die hemel bereik nie. Hier en nou, en daardie woordjie wat in die Amplified sê, you are God's own possession, is die woordjie, ek weet glad nie of ek hom reg uitspreek nie, elke week voel dit of ek 'n moeiliker Griekse woord kies om met julle te share. Hy is Peripoiesis.
glad nie of ek hom reg uitspreek nie, but it expresses the reality of being obtained, met ander woorde, ek het 'n prys vir jou betaal, jy het nou myne geword, I obtained you, of being preserved, met ander woorde, beskerm, ek weerhou jou van dit wat jou kan kwaad maak, ek is hier, ek beskerm jou, jy is kosbaar, jy is waardevol, amper soos ouma groetjie of ouma groetjie se teestelletjie wat daar bo preserved is, net vir special occasions. I preserved you, ek hou jou, ek is hier by jou, ek beskerm jou, en meer as enige iets, treasured by God. Treasured by God. Om te dink, hier is die God wat die hemel en die aarde geskep het, dink aan die mooiste ding wat jy al ooit in hierdie wêreld gesien het, and yet you are his treasure, nie dit nie. Die mooiste sonsak of bergpas of wat ook al, hy kan enigiets op hierdie aarde kies en sê, dit is vir my a prized possession, dis iets waarop ek trots is, dis iets wat vir my actually 'n skat is, en hy sê, ek is oude, julle weet ons 'n liedjie wat sê, take this world and give me Jesus, nee? Dis amper asof God sê, jy kan hierdie hele wêreld met al sy glorie, al sy skoonheid, alles wat julle dink, so wow and so amazing, vat dit alles, gee net vir my jou hart. That's my greatest treasure, is jy. Ek worry nie oor die res nie. Hoe amazing is dit, om dit te dink, ouens, en ek wil jou vanoggend herinner, dat God sê, jy is spesiaal. Dit maak nie saak wat mense sê nie, dit maak nie saak wat die wêreld verwag nie, dit maak nie saak wat die vyand vir jou die heeltyd kom vertel nie, dit maak nie saak wat jy van jouself dink as jy in die spieël kyk nie, dit maak nie saak wat jy oor jouself sê nie, veral nie as ek glo, soos wat Eli vir Pinkenolsie sê, dat God my liefhet nie. Dit maak nie saak nie. Die woord van God sê, hy het jou so lief gehad, in fact, dat hy sy enige gebore seun gestuur het om vir jou te sterf. Op 'n ander plek sê hy, jy sy liefde daarin bewys, dat terwyl jy nog 'n sondaar was, met ander woorde, while you were a nobody, while you were rejected, while you were nothing, terwyl jy niks spesiaals was nie, juist toe, jy was nog 'n vyand gewees van hom, toe het hy actually gekom, nog voordat jy van die duisternis na die lig gekom het, toe reeds het hy vir jou gesterf. Want toe reeds het hy besluit, ek is lief vir jou. Jy is spesiaal, jy is dit werd, en jy is vanoggend as jy hier sit en jy sê, maar Here, ek sien dit nie, of ek voel dit nie, in die wêreld se oë en almal met wie ek deel, is ek nie, ek is die washout, my huwelik het nie gewerk nie, ek het my werk verloor, ek het hierdie verloor, ek het daardie verloor, alles is aan flarde, kyk hoe lyk my lewe, en hulle almal se stemme skree harder as u sin, dan wil ek hê wat jy vanoggend moet hoor, hoe dat God spesifiek vir jou vra, as jy nie spesiaal is vir my nie, hoekom het ek dan my seun gestuur om op 'n kruis vir jou te hang? Voordat jy nog op hierdie aarde was, voordat al hierdie goed gebeur het, voordat alles voor die fondasie van hierdie aarde gelê is, het ek jou reeds geken, het ek jou reeds spesiaal genoeg geag om my seun vir jou te stuur. As jy nie spesiaal is vir my nie, hoekom? Hoekom het ek dit gedoen? So ek gaan vir jou vra in hierdie oomblik en gaan my brein net uitfigure. Ek wil vir jou vra om vir jou nagmaal te gaan kry. Ek gaan vra Divan, julle kan so lank vir my vorentoe kom. Ek het nou net eers gou besluit of gaan ek dit hier doen en of gaan ek eers daai laaste stukkie lees, maar ek gaan dit hier doen. Ek gaan vir jou vra om self vir jouself nagmaal te gaan haal. 'n broodjie en 'n sappie. En dan gaan ek vir jou vra, jy kan of teruggaan na jou plek toe waar jy sit, of jy kan jou stoel skuif na 'n ander plek toe. As jy wil, kan jy by een van die twee kruise gaan sit, jy kan op die verhoog gaan sit. Pinkenolsie moes na God toe gegaan het. So ek gaan by my punt uitkom nou as jy klaar nagmaal gekry het. Pinkenolsie moes gegaan het, hy moes beweeg het. So ek wil van jou vra om jou nagmaal te kry en vir jou 'n plek te kry, en dan gaan ek aangaan met die uitnodiging vir die res van die diens. Is dit reg? OK. Jy moet hom nog nie gebruik nie, jy moet hom nog net kry en 'n plekkie kry.
seker maak almal het nagmaal. Kyk, ek wil hê jy moet jou oë vir my toemaak en jy moet die nagmaal so in jou hand hou dat jy in die een hand die broodjie kan voel en in die ander hand die glasie vashou. Ek gaan weer vir jou vra, as jy nie spesiaal is vir my nie, hoekom het ek dan my seun gestuur om op 'n kruis vir jou te hang? Voordat jy nog hier op aarde was, voordat al hierdie goed gebeur het, voordat die fondasies van die aarde eers gelê is, het ek jou reeds geken en het ek jou reeds spesiaal genoeg geag om my seun vir jou te stuur. En ek wil hê, soos wat jy aan daai broodjie en aan daai sappie vashou, moet jy besef dat daai ding in jou hande wat net 'n simboliek is, dat dit 'n bewys is dat jy werklik spesiaal is. Dat soos wat die definisie gesê het, jy uniek is, dat jy van onskatbare kwaliteit is, dat jy 'n spesifieke doel en ongelooflike hoë waarde het. Hierdie wat jy nou in jou hande vashou, is 'n bewys dat jy spesiaal is, sy liggaam wat gebreek is vir jou, sy bloed wat gestort is vir jou. En die uitnodiging vanoggend stem ooreen met my gunsteling deel, maar dit strek ook verder. Toe Eli vir Pinkenolsie sê, jy moet glo dat ek jou lief het, want hoe meer jy dit glo, hoe minder maak al die ander goed saak. Dan sê Pinkenolsie, ek is nie seker ek verstaan reg nie. En dan sê Eli vir hom, jy sal nog. Jy het net 'n bietjie tyd nodig. Jy het baie merke. Vereers moet jy net elke dag hier na my toe kom, sodat ek vir jou kan vertel hoe baie ek vir jou omgee. Sien, terwyl jy so sit, wil ek jy moet besef dat ek en jy nie kan toelaat dat hoe ek en jy voel, ons emosies, ons omstandighede, die fisiese realiteit groter word as God se waarheid en die geestelike realiteit nie. Which one are you going to believe? Jou gevoelens, jou emosies, jou omstandighede of die waarheid van God se woord? God sê nie verniet walk by faith and not by sight nie. Hy sê nie verniet fix your eyes on the things above nie. Want daar is 'n groter waarheid en realiteit. Jy moet net kies om dit te glo. Maar hoe kosbaar dan juis ons Vader, die Vader van barmhartigheid, se kindness wat die engels van gepraat het, se geduld om te sê, my liefste kind, ek weet dat dit vir jou moeilik is. Ek weet dat daar baie plakkers is. Ek weet jy het baie merke. Ek weet jy het baie seer. Ek weet dat jy tyd nodig het. Kom na my toe, elke dag, dat ek jou aan die waarheid kan herinner. En dis die eerste deel van vanoggend se uitnodiging. So ons gaan nie noodwendig sing unless die Here ons so lei nie. Die band gaan sodra die Here release gee, gaan hulle net oor julle sing, julle gaan net souk, want ek wil vir jou geleentheid gee om vandag jou eerste dag te maak, wat jy na hom toe kom en vir hom sê, make your truth my reality. Ek kies om dit te glo, bo wat ek tot hier toe geglo het. En ek wil hê dat soos wat ons sit, daar's geen spesifieke tyd wat jy die nagmaal moet gebruik nie. Soos wat ons hier sit en soos wat ons net regtig ons fokus op hom instel, regtig hom toelaat, vergeet van die ou langs jou, vergeet van die tyd, vergeet van die andersheid. Vat net hierdie oomblik vanoggend by sy voete, en hoe lank dit jou ook al mag vat om hierdie ding met hom uit te worstel, that you can truly start grasping it. Vat jou tyd, en sodra jy reg is, gebruik jy jou nagmaal. En dan sê net vir die Here dankie. Here, ek wil vra dat, soos wat ons vanoggend hier is, en Here, presies dieselfde soos wat U van lank voor die fondasie van die aarde af besluit het, dat ons spesiaal is. Besluit het dat ons kosbaar is, dat ons waardevol is, that we are worth dying for. Presies dieselfde het U lank al reeds geweet wie vanoggend in hierdie diens gaan wees. En ja, weer eens, die uitnodiging is daar, die geleentheid is daar elke Sondag. But today, you chose to speak into our identity.
to speak into our worth, to speak into the way we look at ourselves and perceive ourselves, to speak into the way that we conduct ourselves as your children, to speak into our circumstances and our earthly realities with a truth that is higher, that is deeper, that is wider. A truth that is all-encompassing. 'n waarheid wat as ons hom begryp, niks ooit weer dieselfde gaan wees nie. En Here, terwyl ek besef hier wat ons in daai storie gelees het van hierdie is nie 'n once-off ding nie, hierdie is 'n daaglikse keuse, hierdie is 'n daaglikse ingesteldheid van die wêreld en die mense en die vyand skree elke liewe dag, hulle gee nie op nie. Die omstandighede en die realiteit van die tye waarin ons leef, raak al hoe meer prominent en intensief. Elke dag is daar stemme wat vir ons wil sê ons is nie waardig nie, wat vir ons wil sê ons is niks spesiaals nie, wat vir ons wil sê dat ons nooit iets gaan word nie, en dit is omdat daardie stemme deur die vyand bemagtig word, want die vyand weet wat gebeur wanneer 'n kind van God besef wie en wat hulle in Christus is. En hy doen alles in sy vermoë om ons weg te hou van daardie besef af. So Here, ek weet dis 'n daaglikse keuse. Maar Here, iemand het eendag gesê, it can either be one day or day one. Mag vandag dag 1 wees. Mag ons vandag die besluit neem dat ek nie gaan wag vir een dag wanneer ek beter voel, vir een dag wanneer my omstandighede verander het, vir een dag wanneer dit 'n meer geleentheid is nie. Maar dat ek vandag dag 1 gaan maak van 'n intensiewe najaag van u hart en 'n vind van myself binne u en dit wat u vir my gedoen het. Here, u weet wat elke grys plakker is. U weet selfs wat elke goue sterretjie is. U weet presies. U weet hoe ons gevoel het in die oomblik toe daai ding op ons gesit is. U weet hoe ons voel wanneer ons vir onsself in die spieël kyk. U weet hoe ons voel wanneer ons ergens op pad werk toe alleen in die kar sit en daai diep asem vat voordat ek ingaan, want eintlik sien ek nie kans vir hierdie dag nie. U weet ook selfs die trane wat in die stort gestort word, daar waar niemand veronderstel is om dit te sien nie. U sien die gedagtes waarmee ons worstel. U ken elkeen van ons. Maar u het ons ook gevorm, u het ons gevou, u het met u hande gewerk om elke een van ons te skep soos wat u ons wil hê. Ons na u beeld te vorm. En Here, ek wil bid dat in hierdie oomblik vandag ons bereid sal wees om u woord en u waarheid bo al die restetjies in te glo. Is dit moeilik? Is dit vreemd? Al is ons nie heeltemal seker hoe dit gaan werk nie. Help ons om u te vertrou.